Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Die onsigbare muur van die heiligdom en hierdie is episode 28 en die tema Die kriewelrige kerk. Mans verlaat nie die georganiseerde kerk omdat hulle skielike afkeer van Jesus gekry het nie, maar omdat hulle doodmoeg is vir 'n tam, emosioneel versagte godsdiens wat geen saak bied wat die moeite werd is om voor te veg nie. Wanneer die kansel slegs 'n mengsel van verhoudingsadvies, melkerige preke en 'n nostalgiese soeke na oppervlakkige gevoelens bied, draai die manlike gees natuurlik weg. 'n Man wil nie bloot weet hoe die geloof sy emosies streel nie. Hy smag daarna om te weet hoe die evangelie die rou, gebroke werklikheid van politiek, besigheid en die daaglikse lewe transformeer. Die tragedie van die moderne kerkstruktuur is dat die groot opdrag gereduseer het tot 'n passiewe, eenmaal per week kerkdiens waar niks van die individu vereis word nie. Terwyl die vroeë disippels gewone vissers en uitgeworpenes koninkryke omvergewerp, slaaf verduur en die wêreld deur 'n kragtige, risikonemende wandel verander het, word die moderne man gevra om stil te sit en die vertoning te geniet. Om die liggaam van Christus te herstel tot sy volle krag, moet ons die lewende organiese realiteit van die kerk herontdek. 'n Gemeenskap wat nie gebou is om geboue te vul nie, maar om die lewe van Jesus daagliks in die werklike wêreld te demonstreer. Die sleutelvers vir vandag kom uit Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Die oordeenking vir vandag, die herontdekking van 'n lewende liggaam. Nog 'n massiewe afskrikmiddel vir mans binne die moderne kerk is die voortdurende klem op sensitiewe, terapeutiese preke wat uitsluitlik op emosies en innerlike gevoelens fokus. Terwyl die vroulike gees dikwels floreer in verhoudingsgerigte, emosioneel koesterende omgewings, wil mans 'n direkte verband sien tussen die geloof en die intellektuele, praktiese werklikheid van besigheid, industrie en die maatskappy. Die Christendom is op alle vlakke die absolute waarheid en wanneer dit gereduseer word tot 'n bloot emosionele ervaring op 'n Sondagoggend, ontneem dit mans van die intellektuele swaardgeveg teen vyhandige wêreldbeskouings. Mans word van natuurlike weë aangetrokke tot godsdiens wanneer dit aangebied word as 'n heldhaftige soeke, 'n veeleisende prestasie en 'n avontuur waarvoor risiko geneem moet word. Die groot opdrag is die allerhoogste saak wat bestaan en die primêre rede vir die kerk se bestaan. Maar die georganiseerde instelling stel selde enige eise aan die man. In plaas daarvan om vir hom 'n stryd te gee om voor te veg, word hy omring deur 'n voorspelbare, emosioneel gestuurde vertoning waar hy passief moet sit, verveeld en rusteloos raak en wonder oor sy eie waarde. Die mans wat die vroeë kerk gebou het, was nie verfynde akademici of passiewe kerkgangers nie. Hulle was gewone vissers wat deur die Heilige Gees gemagtig is om die bose te konfronteer, geregtigheid af te dwing, slae te verduur en die wêreld omver te werp. Die kerk het vandag dringend hierdie tipe mans nodig. Die skeppers, entrepreneurs, verdedigers, risikonemers en innoveerders wat weggebrand is deur die verkeerde indruk dat die geloofsgemeenskap slegs vir vroue en kinders bedoel is. Hierdie krisis word deursigtig verwoord deur die stemme van mense wat die georganiseerde kerkdienste verlaat het. Nie om van Jesus weg te hardloop nie, maar om hom werklik te vind. Vir hierdie mans is daar geen foefie, spesiale geleentheid, nuwe musiekstyl of populêre preek wat hulle na 'n kerkbank sal teruglok nie. Hulle smag nie na 'n
organisatoriese struktuur of 'n geprogrammeerde vergadering nie, maar na 'n rou, onvervalste verhouding met die lewende Christus wat in die alledaagse werklikheid van die lewe uitgeleef word. Jesus het immers nooit sy disippels in 'n formele kerkdiens gelei nie. Hy het na hulle toe gegaan by die seestrand, saam met hulle geëet en gelag, en hulle gelei om op die water te loop, demone uit te dryf en hul lewens vir die evangelie neer te lê. Om die georganiseerde kerk te verlaat, beteken nie dat 'n mens die liggaam van Christus verlaat nie, want die kerk is nie 'n gebou of 'n eenmaal per week byeenkoms nie, maar die mense self. Wanneer gelowiges natuurlik in hul daaglikse lewens saamkom, bid en mekaar in opregte verhoudings deurdra, manifesteer die ware lewe van die kerk ver bo die beperkings van 'n institusionele masjinerie. Navorsing bevestig dat terwyl mans se bywoning van georganiseerde kerkdienste dramaties afgeneem het, hul deelname aan klein organiese groepies verdubbel het. Dit gaan nie daaroor om die kerk in 'n seunsklub te verander of die kosbare vroulike waardes uit te wis nie, maar om die godgegewe balans te herstel deur die manlike gees terug te plaas. Wanneer mans geaktiveer word om verantwoordelikheid te neem, te lei, risiko's te neem en oortuigings uit te leef, herwin die kerk nie net sy uitwaartse slaankrag nie, maar vind vroue ook die tipe karaktervolle, standvastige manne waarna die hele maatskappy smag. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Dit is tyd om op te hou wag dat 'n georganiseerde instelling vir jou 'n geprogrammeerde platform moet skep om jou geloof uit te leef. As jy vrygemaak is deur Christus, is jy reeds 'n aktiewe lid van sy lewende kerk. Nie op grond van jou plek op 'n kerkbank of 'n bywoningsregister nie, maar op grond van sy keuse van jou. Skuif jou fokus van die passiewe verbruik van preke na die aktiewe daaglikse beliggaaming van Jesus se teenwoordigheid in jou werksplek, jou gesin en jou vriendskappe. Bou egte ongeveinsde verhoudings met jou medegelowiges, waar julle mekaar in die rou werklikheid van die lewe ontmoet. Nooi mense oor vir ete, sit saam oor middagete, praat eerlik oor julle daaglikse stryd en oorwinnings en bid vir mekaar sonder om te wag dat 'n leier die teel neem. Wanneer ons ophou om 'n show op te sit en mekaar in die waarheid van Christus begin dien, word ons die onstuitbare gemeenskap wat die wêreld nie kan ignoreer nie. Hierdie is ook die rede dat ek Koffie vir jou siel begin het, omrede ek na mense wil uitreik wat saam met my die ware Christus wil volg. Dis waarom ek daagliks met julle iets oor hom deel op sosiale media, want ek het moeg geword vir die fasade wat opgesit word oor hoe wonderlik dit in ons lewens gaan, maar agter die gordyne val alles uitmekaar, omrede ons nie Christus in ons daaglikse stryd met mekaar deel nie. Neem dus die groot opdrag op as jou persoonlike, daaglikse avontuur. Stap die werklike wêreld in met die gewaagde oortuiging dat Jesus jou roep om op die water van jou eie omstandighede te loop. Die duisternis te konfronteer en praktiese hoop te bring aan diegene wat stikkend is. Wanneer ons die mure van godsdienstige plig afbreek en die lewende Christus in ons daaglikse wandel volg, vind ons nie net die vervulling waarna ons siele smag nie, maar herstel ons die volle, magtige getuienis van die liggaam van Christus op aarde. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek bely dat ek my geloof te dikwels gereduseer het tot 'n passiewe godsdienstige plig, 'n eenmaal per week byeenkoms waar ek gerieflik en onbeweeglik gesit het terwyl my gees verveeld en kragteloos gebly het. Vergewe my waar ek die lig van 'n emosionele vertoning gesoek het, in plaas daarvan om u lewende, autentieke teenwoordigheid in die rou werklikheid van my daaglikse lewe te beliggaam. Ek wil nie meer 'n toeskouer in die heiligdom wees nie. Ek wil u lewende kerk in die wêreld wees.
Heilige Gees, stig in my 'n nuwe vreeslose passie vir die groot opdrag. Skenk my die intellektuele en geestelike moed om U waarheid te koppel aan my werk, my finansies, my verhoudings en die maatskaplike vrae van ons tyd. Breek die kettinge van godsdienstige beheer en oppervlakkige fasades en lei my na egte, diep verhoudings met ander gelowiges waar ons mekaar in waarheid kan opskerp, ondersteun en deurdra sonder die behoefte aan kunsmatige gietsels. Maak my 'n risikonemer, 'n bouer en 'n dapper getuie wat nie sal skroom om buite my gemaksone te beweeg nie. Help ons as U liggaam om die volmaakte balans van manlike en vroulike krag te herstel, sodat ons nie net 'n plek van koestering sal wees nie, maar 'n seëvierende beweging wat die wêreld vir Christus verower. Ek gee my hele lewe vandag ooreenkomstig aan U wil oor, gereed om U te volg waar U my ook al lei. In die wonderlike en magtige naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons kan ook meer uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Jakobus 1 vers 22. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Hierdie vlamskerp opdrag sluit direk aan by die oordeenking se waarskuwing teen passiewe godsdienstigheid wat tevrede is om week na preke te luister sonder dat dit tot daadwerklike lewensverandering lei. Dit herinner ons daaraan dat ware geloof nie gemeet word aan hoeveel kennis of emosies ons in 'n kerkdiens insamel nie, maar aan die bereidwilligheid om die woord in die rou daaglikse praktyk van die lewe uit te leef. Die volgende vers kom uit Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Hierdie vers onderstreep die kragtige uitwaartse dinamika van die groot opdrag wat in die oordeenking as die hoogste avontuur vir elke gelowige beskryf word. Dit leer ons dat die krag van die Heilige Gees nie aan ons gegee is vir ons eie gerief of emosionele genot binne 4 mure nie, maar om ons te aktiveer as dapper, risikonemende getuies wat die lewende Christus na die hele wêreld uitdra. En dan die laaste vers kom uit 1 Johannes 3 vers 18. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdie skrifgedeelte weerspieël die hart van die oordeenking se pleidooi vir organiese, autentieke verhoudings bo oppervlakkige kerklike fasades. Dit verduidelik aan ons dat ons onderlinge verhoudings en bediening nie afhanklik is van 'n geprogrammeerde struktuur of vrome klisjées nie, maar gedemonstreer moet word deur praktiese, opofferende liefde wat in die alledaagse werklikheid van die lewe teenoor mekaar uitgeleef word. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het en lewer gerus jou kommentaar op hierdie plasing. Jy is ook welkom om dit met soveel mense moontlik te deel. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons gesels weer, tot volgende keer. Shalom, shalom.